Goeiedag graad 12 leerders, ek is Elsie Klaasen en welkom by vandag se besigheidsstudiesles. Hierdie les word na jou toe gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. En vandag gaan ons kyk na jou nasionale senior sertifikaat vraestel 1 en ons gaan fokus op besigheidsomgewings vir vandag se les en dan ook natuurlik besigheidsgeleenthede. As ons kyk na die twee gedeeltes van vraestel 1, het ons besigheidsomgewings en ons gaan kyk na die impak van onlangse wetgewing op besighede. Ons gaan ook kyk na ons besigheidsstrategie en dan ons besigheidssektore en dan aan die besigheidsbedrywighede gedeelte. Gaan ons kyk na menslike hulpbronfunksie en dan gehalte van prestasie. So as ons begin by die besigheidsomgewings en ons gaan kyk na die spesifiek na die impak van onlangse wetgewing, besigheidsstrategie en dan ook besigheidssektore. So die 8 wette wat jy moet ken vir vraestel 1 is eerstens die wet op vaardigheidsontwikkeling, dan die wet op gelyke indiensneming, die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes en dan die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging. Ons het die wet op arbeidsverhoudinge, die wet op basiese diensvoorwaardes en daai is dat almal arbeidswette en dan die laaste twee wat ons het is die nasionale kredietwet en die verbruikersbeskermingswet. Nou jy gaan vir elkeen van hierdie wette moet weet wat is die doel van die wet, wat is die impak van die wet op besighede, met ander woorde voordele en nadele en dan gaan jy ook moet kyk na hoe besighede die wette kan nakom en hoe gaan dit lyk as hulle nie die wette nakom nie en dan die strafreëls. So ek wil ook net julle aandag daarop vestig dat in jou eksamen maak seker dat jy weet strafmaatreëls kan hulle ook dalk die woord uitruil en gebruik wat is die boetes vir die nie nakoming van die wette nie. Alhoewel ons weet onder strafreëls is een van die kolpunte dat jy 'n boete kan ontvang. So maak dit mooi seker, hulle gaan jou nie vra wat is die boete of bespreek die boetes vir nie nakoming van 'n wetgewing vir 6 punte en dan is dit eintlik net een bullet nie. So weet net dat hulle kan dalk die strafmaatreëls uitruil vir die woord boetes. Maar jy gaan dit moet weet en dan gaan jy met die nasionale kredietwet en die verbruikerswet ook moet weet wat is die verbruikers se regte en dan met die nasionale kredietwet spesifiek ook wat is die besighede of die voorsiening van krediet se regte. Dan gaan ons as ons kyk spesifiek onder die vaardigheidsontwikkelingswet is daar die rol of die funksies van die SOO's en dan befondsing van die SOO's en dan ook leerlingskappe. En dan net om jou te herinner, daar is 'n verskil tussen 'n leerlingskap en 'n internskap. Jy leer hoofsaaklik van leerlingskappe. So met 'n leerlingskap is dit jy het geen kwalifikasie nie. Jy stap in 'n besigheid in en terwyl jy besig is om opleiding te ontvang, is jy ook besig om 'n kwalifikasie te voltooi. So as jy klaar is met jou leerlingskap, het jy beide 'n gesertifiseerde kwalifikasie, met ander woorde 'n graad of 'n diploma of 'n sertifikaat en jy het dan ondervinding opgebou. Dan het ons ook die nasionale vaardigheidsontwikkelingsstrategie en die menslike hulpbronontwikkelingsstrategie. Maak seker jy verstaan baie mooi wat is die verskil tussen hierdie twee strategieë. So as ons kyk na van ons eksamenvrae, die eerste ene, noem enige 4 verbruikersregte soos in die wet op verbruikersbeskerming en dan gestipuleer. As ons kyk na die antwoorde, die eerste ene, ons het die reg om te kies, ons het die reg op privaatheid, ons het reg op regverdige en billike handelspraktyke, die reg op openbaarmaking en inligting. Met ander woorde, daai ene sê dat ons het die reg om te kan sien op die verpakking wat is alles binne in hierdie produk, hoe is die produk geproduseer, wie het die produk geproduseer, waar word dit geproduseer. So al daai inligting moet tot ons beskikking wees as 'n verbruiker. Die reg op billike en verantwoordelike bemarking. So ons moet sê ons het die reg dat wanneer hulle bemarking doen, dit in lyn is met dit wat hulle vir ons voorsien. Dit kan nie 2 verskillende goeders wees nie. Die reg op billike waarde en goeie gehalte en veiligheid, dat dit waarvoor jy betaal, die gehalte waarvoor jy betaal, is die gehalte wat jy ontvang. En dan ook natuurlik veiligheid. Die produk kan nie enige skade aan jou doen nie. Dan die reg op aanspreeklikheid deur verskaffers en dan die reg op eerlike, billike en redelike bepalinge en voorwaardes en dan gelykheid in die verbruikers
arbeidsmark, dat jy het die reg om gelyk hanteer te word. Dan gaan ons kyk na identifikasievraag. Identifiseer die verlofbepaling soos gestipuleer in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes. Van toepassing is op TD-rekenmeesters in elke stelling hieronder. 1.2.1 Werknemers ontvang 'n maksimum van 5 dae verlof in geval van dood van 'n nabye familielid. So as ons kyk na hierdie is spesifiek tot 'n nabye familielid en dan het jy natuurlik onder die verlofbepaling is dit natuurlik diensverantwoordelikheidsbepaling. En omdat dit 'n identifikasievraag is, gaan jy natuurlik 2 punte aan die einde kry. Nou, dit is belangrik dat jy wel sal weet dat hierdie is net van toepassing op jou naby familielede en nie familielede wat verder weg is nie. Dit gaan nie tel vir byvoorbeeld 'n oom of 'n tannie of iets soos dit of 'n familievriend nie. Dan mediese sertifikate moet deur werknemers ingedien word wanneer hulle vir meer as 2 opeenvolgende dae weens siekte, daai is ons sleutelwoord, by die werk afwesig is. Wat se verlof is dit? Dit is natuurlik siekverlof wat ons kry en jy het dan natuurlik dit tussen 30 en 36 dae in 'n 3 jaar siklus. Dan 1.3 Verduidelik die regte van werkgewers in terme van die Wet op Arbeidsverhoudinge. So maak baie mooi seker jy kyk hierso wat is die reg van werkgewers. Ons het ook binne in die Wet van Arbeidsverhoudinge die regte van werkers. So as ons kyk na spesifiek die Wet vir werkgewers, die werkgewerorganisasies het te vorm om in hulle stake met die arbeid verband te hou te verteenwoordig. Dan onderhandelingsrade te vorm vir kollektiewe bedinging. So net om jou te herinner, kollektiewe bedinging is wanneer die vakbond, die werkgewer en die werknemer saam sit en hulle beding dan oor wat ook al die kwessie is en hulle probeer tot 'n konsensus kom. Werknemers uit te sluit wat aan beskermde of onbeskermde of onwettige staking deelneem. Met ander woorde, as die werkgewers nie die regte stappe gevolg het nie en hulle het besluit hulle staak, dan is dit 'n onwettige staking. Wanneer dit 'n onwettige staking is, het jy as werkgewer die reg om dan daai werkers uit te sluit. En 'n uitsluiting is wanneer ons hulle voorkom of verhoed dat hulle op ons perseel kom. En dit word gewoonlik gedoen wanneer daar 'n bedreiging is van skade aan eiendom of dan die intimidasie van ander werkers wat nie wil deelneem in die staking nie. Werknemers ontslaan wat aan 'n onbeskermde staking deelneem, weer eens as die regte stappe nie gevolg is nie en die staking word gesien as onwettig, dan het ek as werkgewer die reg om te sê, ons gaan jou dan laat gaan. Ons het wel nie die reg om jou te laat gaan, met ander woorde af te dank, as dit 'n wettige staking is nie, maar ons het ook nie nodig om jou te betaal nie. En ek dink dit is die laaste enetjie, 'n werknemer wat aan 'n beskermde staking deelneem, hoef dan nou nie betaal of vergoed te word nie, maar soos ek jou gesê het, hulle mag dan nie afgedank word nie. So net om dit vir jou in perspektief te sit, as daar 'n wettige staking is, hoef ek hulle nie te betaal nie, want hulle werk nie, maar kan hulle nie afdank nie. As dit 'n onwettige staking is, kan ek hulle afdank, en dan as dit, soos ek sê, 'n bedreiging is vir skade aan eiendom, of dan intimidasie van ander werkers, dan kan ek hulle uitsluit. Dit is 'n uitsluiting. Dan 1.4, bespreek die doel van die wet op gelyke indiensneming. So hierdie wet is om seker te maak dat daar gelyke geleenthede is. Daar is baie gereeld 'n verwarring tussen die wet op arbeidsverhoudinge en die wet op gelyke indiensneming. Gelyke indiensneming fokus hoofsaaklik op gelyke geleenthede en dan het ons ook regstellende aksie wat 'n rol speel, waar die wet op arbeidsverhoudinge fokus op die verhouding en om arbeidsvrede te hê tussen werkgewers en werknemers. So as ons kyk na die wet op gelyke indiensneming, dit laat toe dat werknemers wat dieselfde werk doen, gelyk betaal word. Dit voorkom diskriminasie en dis baie belangrik. Skryf hierso asseblief uit geslag, ras, gestremdheid ensovoort. Moenie net stop by voorkom diskriminasie nie.
Dan bevorder gelyke geleenthede en regverdige behandeling in die werkplek, bevorder diversiteit in die werkplek deur te verseker dat mense van diverse agtergronde ingesluit word, beskerm werknemers teen victimisering wanneer hulle wel hulle regte uitoefen. So met ander woorde, as hulle 'n klag gaan lê van diskriminasie, kan nou nie teen hulle gediskrimineer word, kan hulle nie geviktimiseer word nie. En dan verseker gelyke verteenwoordiging in die werksplek. Met ander woorde, ons wil hê dat die demografie van ons werksplek moet dieselfde lyk as die demografie van ons land. Nou net om jou te herinner, demografie verwys na hoe lyk die mense binne in 'n spesifieke area. Dan nommer 1.6, verduidelik hoe die sektorale onderwys en opleidingsowerhede, met ander woorde die SOO's, befonds word, die vaardigheidsontwikkelingsheffing wat deur die werkgewers betaal word. Nou onthou, dit is 'n persent wat van my salarisse betaal word aan die SOO's, maar dit word ingesamel deur die SAID, deur die Suid-Afrikaanse Invorderingsdiens. So ons betaal dit oor aan die SAID, maar van daar af word dit dan versprei na die SOO's. Werkgewers met 'n salarisrekening van meer as R500,000 per jaar. Nou dit klink baie, maar dit is eintlik regtig nie so baie nie. So wanneer ons meer as dit per salarisse betaal per jaar, dan moet ons 1% van daai salarisse oorbetaal. En soos ek gesê het, ons betaal dit dan aan die SAID. Die verskillende SOO's ontvang 80%, right? So hulle van daai 1% gaan 80% na die SOO's toe en dan 20% gaan na die nasionale vaardigheidsfonds toe. Dan skenkings en toelaas is nog 'n bron wat ons kan kry en dan ook, dit is dan spesifiek van KME projekte van besighede. Enige surplus fondse wat oorbly van regeringsinstellings en dan fondse ontvang vir die lewering van dienste. So wanneer hulle dienste lewer aan ander besighede en programme voorsien, dan kry hulle ook inkomste. 1.7 gee besighede raad oor die maniere waarop hulle aan die nasionale kredietwet kan voldoen. So wette aan aansoekers vooraf ooreenkomsdokumentasie. So hierdie is spesifiek vir besighede, maak alle kostes van die lening bekend, geen verskuilde kostes nie, so as daar administratiewe kostes is, al daai goeders moet bekend gemaak word, bekom kredietverslae, kontrole van die kliënt, met ander woorde, ek moet seker maak dat daai kliënt kan die skuld betaal. Die besigheid moet by die nasionale kredietreguleerder geregistreer wees, so jy sal gewoonlik hoor met 'n advertensie sal hulle vir jou sê, dit is 'n geregistreerde kredietverskaffer. En hulle registreer dan natuurlik by die nasionale kredietreguleerder. Dien jaarlikse verslag van voldoening by die nasionale kredietreguleerder in. Dan gaan ons net aan met die volgende, met daai selfde vraag. Voer bekostigbare beoordelings uit om te verseker dat die verbruiker het die vermoë om die krediet terug te betaal. Onthou, as ek nie gaan seker maak hulle kan dit terugbetaal nie, word ek gesien as 'n roekelose kredietvoorsiener en dan sal ek verskuldig gehou word vir daai skuld. Voer kredietkontrole uit by 'n geregistreerde kredietburo en raadpleeg die register om seker te maak, is daai persoon dalk op die swartlys, kan hulle skuld nakom ensovoorts. Besighede met prosedures in plek hê om te voldoen aan die bepalinge van die wet op finansiële intelligensiesentrum. En dan verifieer die identiteit van die kliënte en rapporteer verdagte transaksies. Met ander woorde, jy moet seker maak dat jy krediet gee vir die regte persoon en dat dit nie iemand is wat probeer op 'n ander persoon se naam krediet maak nie. Dan gaan ons oor en ons gaan kyk na ons besigheidsstrategie en die eerste ene is die strategiese bestuursproses en ek wil jou net herinner dat ons nie die mekaar raak tussen hierdie proses en dan die evaluering van 'n strategie. So as ons net teruggaan, die eerste ene is hersien, analiseer of herondersoek. Daai is sinonieme van mekaar, so jy kan een kies. Hulle visie of hulle missiestelling, nou 'n visie en 'n missiestelling is twee verskillende goeders, so skryf al twee terme neer vir my asseblief. En dan voer 'n omgewingsanalise uit deur modelle
soos die Pesto-ontleding, die Potter 5 kragte model en die SWOT-analise. Ons gaan nou na hulle individueel kyk. Dan 'n strategie, soos dan daar's verskeie strategieë, gaan dan geformuleer word. Dan 'n strategie moet geïmplementeer word met behulp van 'n aksieplan. Beheer of evalueer of monitor, weer eens, daai is sinonieme van mekaar, so jy kan een kies. Die geïmplementeerde strategie om leemtes of afwykings in die implementering te identifiseer. Nou leemtes en afwykings, weer eens, twee verskillende woorde, gebruik eerder al twee, moenie een uitlos nie. En dan neem regstellende stappe om te verseker dat die doelwitte bereik word. As ons kyk na ons eerste instrument wat ons het, dit is die SWOT-analise, of hulle kan dan die SSGB gebruik. So die eerste ene weet ons is sterkpunte, dan het ons swakpunte, ons het dan ook geleenthede en bedreigings. Nou net om jou te herinner, sterkpunte en swakpunte is interne faktore. So hierdie is goeders binne in my besigheid waaroor ek beheer het, en dan geleenthede en bedreigings is eksterne faktore. Met ander woorde, dis goeders waaroor ek nie beheer het nie, maar ek kan dan aanpas of ek kan dit probeer gebruik tot my voordeel. Dan het ons die Potter 5, en weer eens, ek wil sê, jy moet seker maak jy gebruik die regte terminologie hier, maak seker dat jy terugverwys na jou eksamenriglyne. Ek gaan hier vir jou sê, eksamenriglyne. En dit is om seker te maak, jy gebruik die regte terminologie, en jy moet dit volledig uitskryf. So die eerste een wat ons sê, is die krag van verskaffers. Hulle het 'n krag oor besighede, want as hulle duur pryse vra, moet ek natuurlik my pryse opstoot, of ek moet my winsopslag verminder, om dan my pryse dieselfde te hou. Ek het die mag van kopers. Kopers het 'n mag oor my besigheid, want hulle kan na my mededingers toe gaan as hulle nie gelukkig is met my pryse nie. Dan is daar die krag van mededingers. So hierdie is my fisiese mededingers wat ek heidaglik het, want ek is in kompetisie met hulle. So ek moet seker maak ek bly in lyn met hulle pryse. Dan het ons die bedreiging of die vervanging van plaasvervangers. Hierdie is vir produkte wat my produk kan vervang. So dit is nie noodwendig presies dieselfde nie, maar dit is 'n plaasvervanger. En dan het ons 'n bedreiging van nuwe toetreders. Hierdie is nuwe mededingers wat in die mark inkom. Dan het ons die Pesto-analise, en dan het ek hier vir jou gesit, asseblief weer eens, maak seker jy gebruik jou eksamenriglyne om die regte bewoording te kry. Hulle is baie streng, so dit is politieke faktore, ekonomiese faktore, sosiale faktore, tegnologiese faktore. Ek sal byvoorbeeld nie net hier skryf tegnologie nie. Maak seker jy skryf tegnologiese faktore, regsfaktore en dan omgewingsfaktore. So maak seker gaan verwys terug na eksamenriglyn en gaan maak seker jy leer die regte terme volgens daai bron. Dan die eerste strategie wat ons het is die integrasiestrategie. Hierdie strategie is om besighede van of ander sektore of dieselfde sektor dan oor te koop, sodat jy meer mag het. En hierdie word dan gebruik in samewerking met die Potter 5. So as ons kyk byvoorbeeld, ons het die krag van verskaffers, krag van kopers en mededingers, dan gaan ek vir jou hierso gaan wys. As ons kyk na die voorwaartse vertikale integrasie, en weer eens, maak seker jy gebruik die volledige terminologie. Jy kan nie net skryf voorwaartse integrasie nie, dis voorwaartse vertikale integrasie. Dit is baie belangrik. Dan beteken dit dat ek is, kom ons sê byvoorbeeld, in die primêre sektor, en ek koop iemand se besigheid in die sekondêre sektor, of ek koop 'n besigheid in die tersiêre sektor. Met ander woorde, ek is besig om beheer te vat van my distribusie kanale. En dan as ons kyk na die terugwaartse vertikale integrasie, dan is dit met ander woorde, ek is in die, kom ons sê, tersiêr, en ek koop 'n besigheid in sekondêr, of ek koop 'n besigheid in die primêr. Met ander woorde, nou is ek besig om my verskaffers te beïnvloed. So ek neem my verskaffers oor, sodat ek nie hulle hoef te betaal nie, maar dat ek die voordeel daaroor kry. En dan die horisontale integrasie is wanneer ek 'n besigheid koop wat in dieselfde sektor is as ek. So ek is primêr en ek koop 'n ander besigheid wat ook in primêr is, en dan is ek besig om te kyk na my
mededingers. So jy kan sien hierdie kom van toepassing as ons die analise gedoen het in terme van Potters 5. Dan het ons intensiewe strategie. Hierdie is waar ek vat wat ek huidiglik het en ek maak dit meer. So die eerste ene is ek het markontwikkeling en as jy gaan kyk na die matriks wat ek vir jou hier opgetrek het, dit is wanneer ek my huidige en bestaande produkte vir 'n nuwe mark ontwikkel. So met ander woorde, ek wil nuwe kliënte inkry, mense wat nie tans my kliënte is nie. Dan markpenetrasie. Hierdie is wanneer ek my huidige en bestaande produkte vir my huidige en bestaande kliënte verskaf. So met ander woorde, ek vat my advertensies wat ek nou het en ek maak dit meer, ek maak hulle meer bewus sodat hulle nou kan koop. En dan met produkontwikkeling is dit natuurlik 'n nuwe produk vir my huidige of bestaande kliënte. So dit is vir my baie maklik om gebruik te maak van hierdie matriks om net te onthou watter ene pas by watter ene. As ons dan oorgaan na ons diversifikasie, met ander woorde nou wil ons nuwe goederes inbring. So die eerste ene is konsentriese diversifikasie. Ek bring verwante produkte, met ander woorde iets wat in lyn is met wat ek huidiglik doen en ek bring dit in vir 'n nuwe mark of nuwe kliënte. Dan het ek weer eens verwante produkte, maar nou bring ek dit in vir my huidige mark. So dit is dan horisontale diversifikasie. Wees versigtig want ons het ook 'n horisontale integrasiestrategie. So maak seker jy gebruik die woorde. Ja. En dan die konglomeraat diversifikasie is wanneer ek onverwante produkte vir huidige gebruikers inbring. Met ander woorde, hierdie is iets wat ek vir my huidige kliënte inbring, maar dit is nie noodwendig in lyn met wat ek normaalweg doen. En dan wil ek net jou aandag daarop trek dat wanneer ons die vragie skryf, hulle sal vir jou heel moontlik sê identifiseer die diversifikasiestrategie of identifiseer die integrasiestrategie. Net om jou 'n bietjie leiding te gee met watter strategie hulle voorsoek. En dan het ons laastens die verdedigingsstrategie en hierdie is wanneer my besigheid regtig sukkel. Ek het nou al alles probeer, ek het al probeer diversifiseer, ek het al probeer integreer en ek het intensief meer gedoen as wat ek huidiglik doen, maar die besigheid sukkel nog steeds finansiëel, dan gaan ek eers oorgaan na die verdedigingsstrategie. So hierdie is ons laaste opsie in terme van strategie. Die eerste een is ontbondeling of disinvestering. Hierdie is wanneer ek van my, so hulle sal praat van sommige of van jou bates ontslaa raak. Dan het ons 'n aflegging, dis wanneer ek mense aflê. Met ander woorde, ek sê vir hulle, kan julle ongelukkig nie meer bekostig nie, ons moet julle laat gaan. En dan laastens het ons likwidasie. En likwidasie, baie belangrik, is dat ons dit nie verwar met likwiditeit nie. Nou likwiditeit is in vraestel 2 en dit is een van die faktore wat ons in ag neem wanneer ons kyk na watter vorm van belegging ons moet maak. Maar likwidasie is wanneer ek dan nou ontslaa raak van al my bates. Met ander woorde, ek verkoop al my bates en die besigheid maak dan nou toe. Dan gaan ons kyk na die stappe van strategie-evaluering en so ek sê, moenie dit de mekaar maak met daai oorspronklike strategie-bestuursproses nie. Die eerste een is ondersoek die onderliggende basis van 'n besigheidsstrategie. Dan gaan ons het nou 'n strategie geïmplementeer en nou gaan ons kyk, ons gaan vorentoe en agtertoe kyk, ons gaan kyk wat wou ons bereik met hierdie strategie en dan gaan ons kyk, het ons dit bereik? En dan as ons nie het nie, gaan ons regstellende stappe neem. En dan ons moet seker maak daar is spesifieke datums waarteen ons sekere goederes wil bemeester het. Stel 'n tabel op van die voordele en nadele van die strategie. So wat het goed gewerk, wat het nie goed gewerk nie. Besluit op 'n gewenste uitkoms soos beoog toe ons die strategie geïmplementeer het en dan oorweeg die impak van hierdie strategie binne in die besigheid. So beide intern en ekstern op die besigheid. Right, dan soos ek sê, wees versigtig om nie de mekaar te raak tussen die strategie-evaluering en strategie-bestuursproses nie. As ons kyk dan na die sakesektore, ek het net een skyf hier in, want dit is gewoonlik 'n enkel vraagie binne jou vraestel,
Onthou ons primêre sektor waar ons natuurlike hulpbronne ontgin, ons het sekondêre sektor waar daar die prosesering en die vervaardiging van produkte is, en dan het ons die tersiêre sektor waar ons verkoop, en dan onthou ook alle dienste val binne in die tersiêre sektor. As ons dan kyk na ons eksamenvraag, 2.1, noem enige 4 kragte van Potter 5 se kragtemodel. Nou, mense, ek wil vir jou sê, dis regtig belangrik met ons maklike vragies, ons vlak 1 en 2 vrae, jy gaan moet hierdie goed kan identifiseer, en veral as jy 'n hoë risiko student is, dan gaan jy moet kan identifiseer, want jy kan vir jou punte opgemaak, en 30% van jou vraestel bestaan in vlak 1 en 2, so jy behoort te kan slaag, as jy ten minste net goeders kan benoem en kan lys. So enige 4 kragte, so ons het die bedingingsmag van verskaffers of die krag van verskaffers. So jy kan een van daai 2 kies. Vir 1 punt, die bedingingsmag van kopers of die krag van kopers, die bedreiging of hindernisse vir nuwe toetreders tot die mark, die krag van mededingers of mededingende wede-ywerings, en dan die bedreiging van substitusie, of dan nou plaasvervangers. En dan, die vraag het gesê eerste 4 en ons weet dis die Potters 5 model, so ons 5 opsies. Ons gaan net jou eerste 4 merk. Dan 2.2 beskryf kortliks die voordele van die intensiewe strategie. Onthou, intensiewe strategie is ons pad wat ons huidiglik het en ons maak dit meer. So ons kyk na markontwikkeling, produkontwikkeling en markpenetrasie. So die verhoging van verkope of inkomste of winsgewendheid as gevolg van 'n verskeidenheid van advertensieveldtogte, soos ons sê ons doen meer as ons gewoonlik doen, gereelde verkope aan bestaande klante, verkry klante se lojaliteit deur effektiewe promosie, so ons kry hulle dalk net terug, dalk is dit iets waarvan hulle 'n bietjie vergeet het, so ons trek net weer hulle aandag na ons besigheid toe. Verbeterde dienslewering kan 'n positiewe impak hê op verkope, skakel mededingers uit en domineer die markpryse. Vermindering van pryse kan kliënte beïnvloed om produkte te koop. Dit kan ook hulle motiveer om eerder nou te koop as later. Hulle het meer beheer oor die pryse. Stel die besigheid in staat om te fokus op markte of nagevoerde gehalte van die produkte en verhoogde markaandeel. Dan ons scenario vragies, soos ek jou sê, hierdie tipe vragies kan vir jou hele paar punte inbring. Lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Beier speelgoed ervaar afname in verkope weens 'n afname in die aanvraag na hulle produkte. Hulle het sommige onproduktiewe bates verkoop om skulde af te betaal. BS het ook die doeltreffendheid van hulle gekose strategie geëvalueer. So nou, hulle sê vir ons hier, hulle het onproduktiewe bates verkoop. Met ander woorde, hulle het net bates verkoop wat nie gebruik word nie. Wees versigtig om te kyk, is dit net van dit of is dit alle bates. Dan vra hulle jou, identifiseer die soort defensiewe strategie. Soos ek vroeër vir jou gesê het, hulle gaan vir jou 'n bietjie leiding gee en vir jou sê onder watter kategorie gaan die strategie val en dan motiveer jou antwoord. So dit is nou, soos ek gesê het, net van die bates, dis nie al die bates nie, so dit is dan of ontbondeling of disinvestering of vervreemding. En dis identifiseer, so jy gaan 2 punte kry en dan die motivering, baie belangrik, skryf jy die volledige sin neer. Jy kan nie die sin in jou eie woorde skryf nie, jy kan nie die sin verkort en goed uithaal nie. Jy skryf hom neer, soos wat hy geskryf is in die scenario, skryf jy hom net oor in jou antwoordboek. Hulle het sommige onproduktiewe bates verkoop om hulle skulde te betaal en dis 1 punt. 2.4 is nog 'n scenario. Andrew Tuindienste het 'n afname in vraag na hulle dienste ondervind. Hulle het besluit om van hulle trekkers te verkoop om hulle skuld af te betaal. Weereens, hulle sê net van hulle trekkers en ons weet trekkers is 'n bate. Identifiseer die soort defensiewe strategie. Weereens is dit disinvestering of ontbondeling en dan daar is die sin. So dis net nog 'n opsie of net nog 'n voorbeeld vir jou. Dan 2.4.2 verduidelik een ander soort defensiewe strategie wat deur AT oorweeg word. Nou, as hulle praat van 'n ander,
soort defensief. Met ander woorde, ons het ontbondeling geïdentifiseer. Ontbondeling. Nou moet ons van die ander twee identifiseer. So die eerste een is aflegging en in afdeling B gaan jy dan nou 2 punte kry vir die benoeming en dan gaan jy 1 punt kry vir die beskrywing. So aflegging, weer eens wanneer ek my mense laat gaan. So vir die strategie gaan ek 2 punte kry, vir die verduideliking 1 en is 'n tipmax van 3 punte. En dan die ander ene is likwidasie, soos ek vir jou sê, wees asseblief versigtig dat jy nie likwiditeit skryf nie, dis likwidasie, en dit is natuurlik wanneer ek van al my bates ontslae raak en die besigheid dan bly. Dan het ons weer 'n scenario, kan jou kommunikasie bied internetdienste vir verskillende kliënte aan, hulle werknemers het as gevolg van onsuksesvolle salarisonderhandelinge aan 'n wettige staking deelgeneem. So hulle sê hier vir ons, dit is 'n wettige staking. Gereelde beerdkrag het KK geforseer om op sekere dae vroeër te sluit. KK het ook baie kliënte aan direk kommunikasie afgestaan wat soortgelyke dienste teen laer pryse bied. Identifiseer die sakesektor waarin KK sake doen. So hier was nogals baie inligting en ons sien nou die vraag is natuurlik net die sakesektor, met ander woorde primêr, sekondêr of tersiêr. So hulle het 'n kommunikasie of 'n internetdiens en ons weet natuurlik dat alle dienste val in die tersiêre sektor. So daai internetdienste is dan die gedeelte van daai sin wat ons sê dit is in die tersiêre sektor. Dan haal 3 uitdagings vir KK uit die scenario hierbo aan en dan gaan jy hulle klassifiseer volgens hulle besigheidsomgewing en hulle gee vir jou 'n tabel. Maak gebruik van die tabel want hierdie goeders moet aan mekaar gekoppel wees. So maak seker wanneer jy 'n vraag lees dat jy dit volledig lees sodat jy weet wat word van jou verwag. So hierso is ons antwoorde. Jy gaan die vraag het gevra dat jy hulle aanhaal. Met ander woorde nie identifiseer nie, maar aanhaal. En jy gaan met ander woorde die volledige sin skryf vir 1 punt en dan gaan jy die regte omgewing identifiseer. So as hulle praat van hulle werknemers, suksesvolle salarisonderhandelinge, dis binne in my besigheid, so dis mikroomgewing, gereelde beerdkrag. Beerdkrag is ietsie wat buite my besigheid gebeur, dis ver buite my bereik, ek het geen beheer daaroor nie, dis die makroomgewing en dan as hulle praat van ons kliënte, dan is dit die markomgewing. Ons gaan dan ook nou kyk na 'n opstelvraag. So onthou met 'n opstel is dit baie belangrik dat jy weet hierdie is jou aanhef en dat jy daai aanhef lees want jy mag hom nie gebruik nie. So ek het hier op jou 'n groot ster ingesit om jou te herinner, jy mag nie jou aanhef gebruik wanneer jy jou inleiding en jou slot skryf nie en dat jy sal seker maak jy het hom deurgelees en dan wanneer jy gaan begin jou opstel skryf, gaan jy skryf, jy moet uitskryf die woord inleiding. So jy moet die woord inleiding skryf om vir jou dan die L te gee vir uitleg en dan moet jy feite gebruik van jou verskillende hoofopskrifte binne in jou liggaam. So ek wil jou net gou terugvat na hierdie skyfie toe. So al 4 hierdie bullets moet binne in jou liggaam bespreek word. En dit is baie belangrik dat jy hulle nie gaan bespreek binne in jou inleiding of binne in jou gevolgtrekking nie. So maak seker jy bespreek al 4. So die voorstel wat ek vir jou kan maak is skryf die woord inleiding, los 'n spasie oop, gaan dan oor na jou eerste opskrif toe. Ons eerste opskrif, ons haal die werkwoord uit, is dan die proses van strategiese bestuur en dan gaan jy strategiese bestuur beskryf. Dan gaan jy jou tweede opskrif doen wat dan natuurlik gaan wees diversifikasiestrategie en onder diversifikasiestrategie gaan jy dan jou verskillende subopskrifte hê waarvoor jy gaan punte kry. Jou derde opskrif weer eens is die gaan wees 'n pesto faktore en dan het jy 2 subopskrifte waarvan die eerste een ekonomies is, jy 3 en dan het jy sosiaal en dan tegnologies. Nou hierdie subopskrifte is vir jou gegee, met ander woorde jy gaan nie punte vir hulle ontvang nie, maar jy moet hulle lys as aparte subopskrifte.
En dan die laaste ene is maniere waarop besighede die uitdagings van die beste faktore hierbo kan hanteer. En dan gaan jy weer dieselfde stapopskrifte hê. Jy gaan dan weer lys ekonomies, sosiaal en tegnologies. So as ons nou oorgaan na die inleiding toe, gaan jy sien jy het die inleiding en as jy die woord inleiding geskryf het met iets daaronder, dan sal jy jou L ontvang. Jou inleiding gaan jy nou natuurlik skryf nadat jy jou liggaam gedoen het. So jy gaan die hele liggaam skryf met sy opskrifte en sy stapopskrifte en dan gaan jy teruggaan en jy gaan kyk watter feite het jy wat oorgebly het. Nou dis baie belangrik dat jy verskillende feite gebruik en dat jy nie net feite gebruik van een opskrif nie. En dan natuurlik, jy het 2 bullets nodig vir jou inleiding. Enige 2 bullets vir 1 punt elk en dit sal dan vir jou maksimum van 2 punt gee. So as ons kyk na hierdie inleiding, besighede pas die strategiese bestuursproses toe in reaksie op veranderinge in die besigheidsomgewing. Hulle oorweeg diversifikasiestrategieë wanneer hulle geleentheid vir groei uitgeput is. En dan die pesto-faktore stel besighede in staat om negatiewe impak van eksterne faktore op in hulle bedrywighede te meet. En dan laastens, besighede moet die nuutste strategieë navors en gebruik om uitdagings deur die makro-omgewing gestel word te hanteer. Nou dis baie belangrik dat jy nie antwoorde gee nie, maar dat dit nog steeds feite is. So wees versigtig vir goedjies soos strategiese beplanning is belangrik vir die sukses van die besigheid. Bly weg van sulke antwoorde of goeders wat iets sê, maar eintlik sê dit niks nie. Dit moet feite wees, asseblief. En soos ek sê, dit moet van verskeie onderwerpe wees. Dan gaan ons kyk na ons eerste hoofopskrif en dit was dan die strategiese bestuursproses. En binne in jou notas of binne in die handboek gaan jy sien dat daar is 'n opsie 1 en 'n opsie 2. Nou jy hoef nie noodwendig soos ek hier vir jou aangedui het, te sê opsie 1 of opsie 2 nie. Jy kan net begin skryf. Ek gaan wel meer spesifiek kyk na opsie 2. Dit is die korter weergawe wat ek wel wil aanbeveel vir ons hoë risikoleerders. So ons werkwoord was dan ook, as ons net kan teruggaan na daai oorspronklike vraag toe, was beskryf kortliks. Nou met beskryf kortliks weet ons dan dat ons het 2 punte aan die einde van die sin. So mense, dit is regtig belangrik reg deur jou vraestel, afdeling B en afdeling C, dat jy wel volledige sinne skryf. Jy gaan nie punte ontvang as jy nie volledige sinne skryf nie. Okay, so ons het eerstens hersien, analiseer of hertoets die visie en die missiestelling. En ek het gister vir jou gesê, hierdie is nou wel sinonieme van mekaar, so jy kan een van hulle kies. Aan die ander kant het ek vir jou ook reeds gesê, dat visie en missiestelling is dan nou nie dieselfde ding nie, so jy gaan albei moet skryf. Dan voer omgewingsanalise uit deur modelle soos die SSGB, die PESTE of die Potter 5 van gebruik te maak. Formuleer 'n strategie, soos 'n defensiewe of 'n afleggings onder ons verskillende strategieë wat ons het. Implementeer hierdie strategie en maak gebruik van 'n template soos 'n aksieplan. Beheer, evalueer en monitor, weer eens hierdie sinonieme van mekaar. Die geïmplementeerde strategie, omgapings of afwykings. So weer eens, jy kan een of die ander gebruik in die implementering te identifiseer en dan neem regstellende stappe. Weer eens, maak seker jy skryf die volledige sin. Nou jy gaan nie noodwendig weet hoeveel elkeen tel nie, so skryf soveel as wat jy kan. Wat ek wel vir jou kan sê is, jou eerste opskrif is gewoonlik 'n laer orde werkwoord, so hy gaan bietjie minder tel. As jy vir ons ten minste 4 tot 5 bullets kan skryf, gaan dit tot jou voordeel tel. So hierdie een se maksimum is 12 punte. Dan, as ons oorgaan na die tweede ene, het ek vir jou gesê, dit is belangrik om 'n hoofopskrif te hê. Die eerste is soorte diversifikasiestrategieë en dan gaan jy begin met jou benoeming of dan van die verskillende strategieë en jy gaan vir hulle punte kry, maar jy gaan hulle ook vir my skryf as 'n opskrif, want jy gaan elke een individueel beskryf. So die eerste een wat ons het, is konsentriese diversifikasie, en soos ek vir jou gesê het, jy gaan 2 punte vir dit ontvang, want jy het hom benoem. Dan gaan jy punte kry vir jou beskrywing. En hierdie is afdeling C, so jy kry 2 punte per sin, soos normaalweg.
Die besigheid voeg nuwe produkte by om die of diens by wat die verband hou met bestaande produkte en dit is vir nuwe kliënte. In plaas van 'n besigheid, produkreeks of teikenmarkte, kan jy die punt daar soos dit vir jou wil vergroot. So jy kan sien, jy gaan 2 punte ontvang vir die strategie, 2 punte vir die verduideliking en dan 'n stipmaks van 4. Wat ek wel vir jou kan sê is, as hulle vir jou sê beskryf 4 of beskryf 3, dan baie keer is die punte toekenning 12. So wees versigtig. As hulle sê beskryf die diversifikasiestrategie en ons weet daar is 3, dan gaan jy min of meer kan aflei dat hulle 4 punte elk gaan tel. Hulle kan bietjie meer tel, maar jy weet hulle gaan 4. En soos ek vir jou sê, as hulle nie vir jou die fisiese stip opskrif gee nie, kry jy 2 punte net om hom te benoem. So veral vir die hoë risikoleerders, maak seker dat jy ten minste jou strategie kan benoem en dan as jy 'n bietjie van 'n verduideliking kan gee, gaan jy 'n bietjie punte kan opmaak in jou afdeling C.